Goeiemôre aan almal van julle. Dis vandag Sondag die 16de Maart. Het dit nie lekker gereën hier in Pretoria nie? Heerlik, die wêreld is papnat. Ek en Leonora het gou lughawe toe gery en iemand gaan aflaai daar. Dis hoekom ek 'n bietjie laat is, maar die hele wêreld is papnat. Die gras is groen. Onthou julle, ons het gebid. Onthou julle, op 'n stadium was die Vaaldam nie lank terug nie. Ek dink 24% vol. Hy is 102% vir die van julle wat nie weet nie. Wie is dit? Wie is dit wat elke reendruppel gee? Dis die Here. Hy is goed, hy is genadig. Hy sal ons nooit drop nie. Nou ja, ek wil vandag vir julle die woord bring en iets op my hart gee, maar ons gaan eers bid en dan gaan ons ook nagmaal hou. As jy daar by jou nagmaal het, gereed het, asseblief kry dit. Ek het 'n stukkie brood hier by my en ek het 'n bietjie nagmaal wyn. So as julle voel, julle wil dit saam met my doen, dit asseblief. Dis maar sommer net so iets wat ons Sondag het as ons by mekaar kom, né? Nou ja, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n splinte nuwe dag. Dankie vir gesondheid. Dankie dat ek beter voel. Dankie dat so baie mense vir my gebid het, dat U my genees het. Dankie Here vir die liefde. Dankie vir die omgee. Dankie vir elke kinderlaggie. Dankie vir sonskyn. Dankie vir kos. Dankie vir klere. Dankie vir vriende. Dankie vir U. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die genade. Here, vanmôre kom ons na U toe net soos ons is. En ons sê vir U, Here, ons het U nodig. Ek wil vanmôre hierdie woord bring, Here, asseblief, maak my maar net die mondstuk. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanmôre wil ek die woord vir julle bring, en ek wil baie graag met julle praat oor iets wat, ek kry partykeer net so iets in my gedagte, en dan partykeer maak ek die Bybel oop, en dan is dit 'n bevestiging. Nou hierdie ding wat ek vanmôre op my hart het, is dat daar's iets waarmee ek en jy in die lewe sukkel. Daar's altyd iemand wat my en jou pla. Daar's altyd iemand wat in ons koppe is. Daar's altyd iemand wat ons raak getrap het. Iemand wat langs die pad ons bietjie afgeknou het en 'n bietjie seer gemaak het en iets slegs gesê het of iets gedoen het. Man, baie keer van ons klein af was daar altyd iemand wat sulke nare dinge met ons gedoen het. En dan het ek en jy 'n keuse. Ons gaan of verslaaf word daarvan, of ons gaan vry word daarvan. Nou, die beste voorbeeld wat ons gehad het, was Jesus, wat aarde toe gekom het. Die mense wat hom gevloek het, en hom bespot het, en hom geslaan het, en die hare uit sy baard uitgeruk het, en hom absoluut verniel het. Hy het hulle vergewe. En ons kom wys, en ons kom leer. Want as ons dit nie doen nie, dan word ons nie vergewe nie. Ek weet, dit is die moeilikste ding op die aarde, né? Ja, maar daar wil jy verstaan nie. Ek weet ek verstaan nie. Ons almal het maar ergens langs die pad nog steeds het ons wonde. Die Engels het 'n mooi woord. Ons het skaars van ander mense se goeders wat hulle aan ons gedoen het. En nou op 'n stadium moet ons vergewe. Nou, ek wil vir jou ietsie lees. Dit staan in die Bybel, ou vertaling. Ek wil vir jou lees uit Lukas 5 uit, die bergrede, vers 27. Hoor 'n bietjie wat sê. Maar ek sê vir julle, en dis nou Jesus wat met die manne praat, julle moet julle vyande lief hê. Ekskuus, jy moet jou vyand lief hê. Wat beteken dit? Nie verstaan nie, nie probeer uitwerk nie, lief hê. Ek aanvaar jou, jy is my vyand, dis okay. Ek kies om jou lief te hê. Daar's 'n paar interessante manne wat ek en jy nie graag wil lief hê nie, nee. Maar die woord sê, ons moet hulle lief hê. Hoekom? Ons moet maak soos Jesus gemaak het. Hy sê, en goed doen aan die wat julle haat. Is jy by my? Het jy reg gehoor? Jy moet jou vyand lief hê en jy moet goed doen aan hulle wat jou haat. Daar's mense wat jou haat. Nou, ek weet jy's nou perfek. Daar by jou is daar nie sulke ouds nie, maar daar's baie keer ouds in my lewe ook wat niks van my hou nie. Ek moet goed doen aan hulle. Seën die wat julle vervloek. Seën die, jy sien as daai vloeke so na jou toe kom. Het jy geweet 'n vloek is 'n lewendige ding? Het julle geweet seën is 'n lewendige ding? Nou jy kanselleer daai vloeke met seëninge. En bid vir hulle wat jou beledig. Kan ek dit gou net weer vir jou sê? Vyande lief hê, goed doen wat in jou haat, seën wat vir julle vervloek, bid vir die wat julle beledig. En aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou boekleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Vers 35, maar julle moet
al julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees. En julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertier oor die ondankbares en die slegtes. Hoor mooi, vers 37. En julle moenie oordeel nie, dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, so sal julle dan nie veroordeel word nie. Hier kom hy, spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Ai, ou Dawie, hierdie is 'n moeilike enetjie, né? Hoekom moet jy hom nou so op 'n nigter maak vir ons gee? Wel, is nie ek wat hom vir jou gee nie. Ons almal, die mensdom, ons is emosionele mense, en mense spreek goed oor jou, en hulle doen goed in jou, en dan is dit nie regverdig nie. Ja, iemand het eendag gesê, life is not fair, but God is good. Kan ek dit vir julle sê, die lewe is nie regverdig nie. As jy nou regverdige lewe gaan soek, hy gaan nie nakom, nie in hierdie lewe nie. Die lewe is onregverdig, maar ek en jy het 'n keuse. Ek onthou daai een keer het iemand op 'n mannekamp gesê, jy sien, bitterheid, onvergifnis beteken, ek drink die gifpil, wat my gaan doodmaak, en ek hoop die ander ou gaan dood. Moenie die gifpil drink nie, gee dit vir Jesus, hy het klaar my en jou gifpil gedrink op die kruis, sodat ek en jy kan lewe. Dis 'n keuse, né? Dis nie 'n maklike een nie. Hierdie laaste ene sê, spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Ek kies vanmôre, op hierdie dag, dit wat ek vandag sê, so word dit in die hemel vasgemaak. Het jy dit geweet? Vandag in die hemel word dit aangeteken dat Dawie Spies sê, Here, ek seën al my vyande. Here, ek spreek almal van hulle vry. Vergewe ook my, Here, wat ek aan hulle gedoen het, sodat ek kan vry wees, sodat ek nie ook beoordeel gaan word nie, sodat ek nie aan die ander kant van die draad gaan staan nie, sodat ek nie ook gejudge kan word nie. Moenie judge nie, anders word jy gejudge. Moenie oordeel nie, sodat jy nie veroordeel kan word nie. Harde woorde. Sjoe, ek en jy moet vanmôre sit, voor ons aan die nagmaaltafel kom. Here, dit is u brood. U het gesê, neem dit, eet dit. Sondaars, almal, kinders van God, kom eet dit. Maar Here, voor ek dit eet, wil ek almal, Here, u seën. Ek wil almal vryspreek. Ek wil almal vergewe wat teen my. Here, miskien dink ek aan iemand, vergewe hulle, Here. Maar almal wat iets aan my gedoen het. Ja, Here, wat ek aan myself gedoen het en wat ander mense aan my gedoen het. Vergewe my, Here. Ek wil hê vanmôre vat jy die broodjie, breek dit. Sit dit in jou mond in. En dink aan wat Jesus gedoen het. Hy het jou vergewe. Vir dit wat jy gedoen het, dit wat jy doen, en nog dit wat jy gaan doen. Vir al jou sonde. Vir eens, vir ewig, vir altyd. As hy jou kan vergewe, kan ek en jy ook vergewe. Kom ons eet hierdie brood en sê, dankie Here. Dit is so moeilik, maar U sal my help. Vergewe hulle, Here. Ek spreek hulle vry. Ek seën hulle, Here. In Jesus se naam. Kom eet dit saam met my. En dan die nagmaalwyn. Dankie vir die bloed van Jesus wat ons spierwit was. Ons verdien dit nie. Groter genade kry jy nie. Ons sê dankie. Dankie Jesus, dat U bloed ons wit was. Kom drink dit saam met my vanmôre. Dankie Hemelse Vader, dat ons nie hoef te verstaan nie. Ons moet net doen. Ons kies vandag om hulle te vergewe, om hulle vry te spreek, om hulle te seën. Here, omdat U dit ook op die kruis vir my gedoen het. Dankie dat U my vergewe het. Nou kan ek ook vergewe. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde Sondag hê. Ek is jammer ek kon nie hierdie week al die sessies kon doen nie, maar ek het nie wel gevoel nie. Kon nie heeltemal lekker op spoed kom nie. So 'n parry in my keel gewees wat nou nog so 'n bietjie krap. Maar ek voel baie beter. Baie dankie vir al julle gebede. Dankie vir al julle omgee. Die Here is goed vir ons. Ons bid vir ons land. Hierdie land sal nie ondergaan nie. Want die Here is ons herder en niks sal ons ontbreek nie.
So vandag wil ek hê jy moet weet, die Here is baie lief vir jou beste lê voor, en onthou, dat maak nie saak wat kom nie, die Here sal saam met ons gaan. Totsiens, tot 'n volgende keer.